Elektrisiteit in Suid-Afrika is krities belangrik. Geen gemeenskap kan oorleef sonder basiese dienste wat die staat moet lewer. Die staat se vermoë om hierdie dienste te kan lewer is stadig maar seker besig om agteruit te gaan. En dit is baie duidelik met die feit dat waar ons gedink het, beerkrag was iets van die verlede, het dit nou weer sy kop uitgesteek. Gegee hoe belangrik elektrisiteit in Suid-Afrika is, het AfriForum 'n wye reeks van projekte wat ons implementeer om die regte in terme van elektrisiteitsverspreiding te beskerm. In 2024 het AfriForum deur die Hooggeregshof van Pretoria 'n aansoek aan NERSA gebring dat NERSA nie die tariewe van munisipaliteite mag goedkeur indien die aansoek nie die nodige kostestudies bevat nie. Alhoewel hierdie saak onder appel is AfriForum die enigste burgerregteorganisasie wat toesien dat staatsentiteite sowel as reguleerders oor staatsentiteite hul wetlike pligte nakom. Dit beteken dat waar munisipaliteite nie die nodige kostestudies het nie en AfriForum suksesvol is, sal die munisipaliteite hierdie kostes terug aan verbruikers moet betaal. Daar is reeds navrae aan NERSA gestuur oor wat hulle van plan is om te doen om te verseker dat munisipaliteite die nodige kostestudies instuur, tesame met hul tariefverhogingsaansoeke. In 2024 het AfriForum kommentaar ingedien oor Eskom se tariewe aansoek van 34%. Ons het dit geopponeer en die volgende punte gestaaf: dat daar nie van kragverbruikers verwag kan word om pa te staan vir jarelange wanbestuur by Eskom nie, dat Eskom se voorgestelde kragtariefverhoging moet onderstreep en beklemtoon hoe die bepaalde kostes van kwesbare gemeenskappe, veral lae-inkomste huishoudings wat reeds 'n groot deel van hul inkomste aan elektrisiteit bestee, buitensporig belas sal word. AfriForum eis dat slegs wettige uitgawes van Eskom deur tariewe verhaal mag word aan verbruikers en NERSA moet toesien en deurlopend omsigtigheidstoetse hiervoor in plek kry. NERSA se aankondiging dat Eskom slegs 'n 12,7% verhoging gekry het, kom deur volgehoue druk van organisasies soos AfriForum. Hoewel dit veel minder is as waarvoor Eskom aansoek gedoen het, sal AfriForum steeds ondersoek instel oor die rasionaliteit van NERSA se besluit in hierdie hoedanigheid. Dit is nou in die belang van kragverbruikers om te verseker dat verbruikers na behore beskerm sal word. AfriForum fokus ook spesifiek op dorpe en is reeds besig om die volgende probleme aan te spreek. AfriForum se Rustenburg-tak het reeds hofstukke aan NERSA beteken om dringend die voorslepende probleme rakende elektrisiteitsvoorsiening in die Rustenburg plaaslike munisipaliteit op te los. Dit volg 'n reaksie op die aanhoudende kragonderbrekings wat Rustenburg ervaar weens swak onderhoud van die munisipaliteit se elektrisiteitsinfrastruktuur. AfriForum se Phalaborwa-tak het ook 'n finale aanmaning aan NERSA beteken oor die ernstige en voortsleepende probleme rakende elektrisiteitsvoorsiening in die Phalaborwa plaaslike munisipaliteit. AfriForum is dan ook tans besig om 'n hofsaak teen die Mogale City plaaslike munisipaliteit te dryf. Hierdie munisipaliteit het op 'n onwettige wyse kragtariewe geïmplementeer wat elke huishouding finansiëel ruk. Onthou, die prys van elektrisiteit raak jou saak. Of daar krag in jou dorp is, beïnvloed jou alledaagse lewe. Ons by AfriForum spreek hierdie probleme aan vir jou. So wees deel van die oplossing en sluit aan by AfriForum. Saam maak ons 'n verskil.